Goeienaand hier van Hoërskool Tuine af. Ons bring vir vanaand die wedstryd tussen Hoërskool Centurion en die van Hoërskool Tuine. Natuurlik vanaand die kwartfinaal, een van die kwartfinaal wedstryde in die Stadsbeker van afdeling 2 van die Blue Bull Rugby Unie. En ons is opgewonde om hierdie wedstryd aan u te kan bring. Soos die span daar van Centurion op die veld draf, die spanlys soos ons ontvang het, op nommer 1 Lincoln Hatting, 2 Kidney Austin, 3 Koenraad de Tooy, 4 Ruben Pretorius, 5 Ulrich van Wyk, nommer 6 Malan Leroux, nommer 7 Robbie Harold, 8 C Niemand, nommer 9 Stefan Foster, 10 Bernick Fourie, nommer 11 Gerald Dunster, 12 Morney Prinsloo, 13 Ketsele Gori, 14 Dylan Skuman en op nommer 15 Donel Farmer. Die span van Hoërskool die Tuine natuurlik, nommer 1 Dylan Botha, 2 Skalkoetse, 3 Mark Willemse, 4 Ryan Marie, 5 Elliot Hatting, op nommer 6 Gotso Matobela, 7 Jovan Brink, nommer 8 Liam Du Plessis, nommer 10, nommer 9 Carlos Marie, nommer 10 Aya Mzini, nommer 11 Kaiden Foster, nommer 12 Christo Kriege, nommer 13 Pom Lumi, nommer 14 Divan Heil en nommer 15 Zander Ludik. Die wedstrydbeampte vir vanaand, meneer Ferdi Nienaber, wat aandui daar vir die spanne vra of hulle gereed is, en dan is dit Donel Farmer met die bal in die hand van Centurion wat gaan afskop en die vletjie wat blaas. Die bal word hoog die lug ingeskiet, daar ingewag deur een van die manne daar van Tuine, hy beer vorentoe, maar dan word hy vasgevat daardeur, lyk soos Ruben Pretorius. Die man gaan grond, die bal kom uit, deur die skramskakel, so 'n steekskoppie, maar die manne daar van Tuine wat nie terugval nie, en die skeieregter wat die fluitjie gaan blaas, en 'n strafskop aan Centurion vir onkanspel daardeur Tuine. So vroeg in hierdie wedstryd, wat het blyk asof die tempo teen redelike vinnige tempo spel gaan plaasvind. Farmer wat die bal dan daar oor die kantlyn gaan jaag hier na die paviljoenkant van die veld, en die bal wat stellig oor die kantlyn gaan, so 10-15 meter daar van die doellyn van Hoërskool Tuine, en dit is Robbie Harold, daar met die nommer 7 op sy rug, wat die bal op die lyn staan gaan ingooi, natuurlik Harold wat ook in die hakkerposisie kan diens doen, vanaand op die flank, die bal word diep ingegooi, daardeur sien jy niemand ontvang, en 'n losgemaal wat gevorm word, lekker vorentoe gedryf daardeur Centurion, die manne wat nou by mekaar kom, en vorentoe rolmaal met Tuine wat sy verdediging baie goed byderhand kom, en dan is dit die fluitjie wat blaas, en meneer Nieuwenhaber wat sê dat daar 'n bietjie obstruksie plaasgevind het. Dit lyk vir my 2 manne wat daar voor die bal by mekaar verbygaan het, en natuurlik obstruksie wat plaasvind, en 'n strafskop dan aan Hoërskool Tuine. En dis daar nommer 10 Ayam Zini wat die bal hier oor die kantlyn gaan jaag, hoofpaviljoenkant, en stellig aan 'n lyn staan, vorm so min of meer op die 10 tree stippellyn hier van Hoërskool Tuine. Lieflike aandjie hier, Vrydag aand 6 Junie, soos die son sak, raak die temperatuur ook knyperig, maar ons glo ons gaan warm rugby sien. Dan is dit Ruben Pretorius wat goed kompeteer daar aan die lyn staan, die bal wat in Centurion se hande kom uit in die hande van Fourie, en dan Malan Leroux wat daar 'n gaping of 2 slaan. Hy gaan grond toe met die bal, en loskram wat gevorm word, Stefan Foster op die bal. Die bal kom uit daar in die hande van Bernick Fourie, en dan in die hande van Robbie Harold, wat daar bresse slaan, hy klop 'n paar verdedigers, wen goeie veld, dan gaan hy grond toe, en dan kom die bal uit daar na Foster, in die oorkant na Donel Farmer. Hy word teruggeduik, bal word teruggewen daar, en dan spat hy ongelukkig daar oor die kantlyn. In die oorkant van die veld gaan die bal dan verlore daar vir Centurion oor die kantlyn, en die Hoërskool Tuine wat die bal kan ingooi by die lyn staan, so wat 5 meter daar van die doellyn van Tuine. Die hakker Skalkoetse wat die bal daar ingooi, Tuine wat die bal oorklap, en dan is die man daar in die doelgebied onder druk, die bal wat oorgedra word, meneer Ferdi Nienaber wat die fluitjie blaas en aandui
vaste skram wat gevorm gaan word met Centurion wat die bal kan ingooi. 5 meter daar van die doellyn van Tuine af aan die oorkant van die veld. So 6 meter, 5-6 meter daar van die kantlyn af. Eerste skram van die wedstryd, Stefan Foster wat die bal daar gaan ingooi. En dan die bal wat uitkom hier in die hande van Bernick Fourie, hy gee so fop aangee in die hande daar van Geraldo Danster wat deur 'n gaping bars en dan oor die doellyn val. En dit is 5 punte daar aan Centurion Hoërskool. Hier vroeg in die wedstryd net so links van die linker reg op paal. Baie goeie beweging, Bernick Fourie wat daai spel skep daar, maak asof hy die bal na die agterlyn gaan aangee en dan so kort binne aangee daar aan Geraldo Danster wat van linkervleuel af insny en daar deurbars soos 'n warm mes deur botter en 5 punte dan in Centurion. En dit is Donel Farmer wat die bal daar deur die paal jaag en 2 punte byvoeg. En dan Centurion wat vroeg in hierdie wedstryd voorloop met 7 punte teenoor 0 in hierdie eerste kwartfinaal kragmeting wat plaasvind in die afdeling 2 Stadsbeker. Hoërskool Tuine wat dan spel weer gaan begin hier van die middelkolletjie af. Dit is die loskalker Aya Mzini wat die bal gaan inskop. Word vlak geskop. Bal wat hang, maar ongelukkig. Bal wat nie 10 meter trek nie. Die fluitjie wat blaas en meneer Nienaber wat die kaptein daar van Centurion vra, meneer wat is jou beslissing? En Malan Leroux wat dan aandui skram wat gevorm gaan word daar op die middelkolletjie met die bal wat ingegooi kan word deur Stefan Foster daar aan die kant van Centurion. Kom ons kyk wat se spel geskep kan word hier in die middelveld deur Centurion. Lyk asof hulle opwindende rugby wil speel vanaand. Bal wat gevoer word daar, sterk skram daar deur Centurion en dan kom die bal uit hier in die hande van Donel Farmer. Hy gaan die bal diep veld afskop. Die bal wat ver rol oor die doellyn spat en dan is dit Tuine wat die bal gaan terugskop hier na die hoofpaviljoen kant oor die kantlyn en dan is dit Malan Leroux wat die bal vinnig daar gaan ingooi na die minneveld toe. En dit is Ketsele Gori wat daar oorkant hardloop in die hande van Fourie en dan weer daar in die hande van Geraldo Danster die 3-drukker. Maar die word daar oor die kantlyn gehelp deur die verdediging van Tuine. En dan lynstaan wat gevorm gaan word daar op die kwartlyn van Tuine. Die verdediging wat daar gehou het vir Tuine en vir Geraldo Danster daar oor die kantlyn gehelp het. Bal wat diep daar in die middellyn staan ingooi word. Hy spat los in die hande van Koenraad de Tooy. Centurion wat die bal daar bemeester in die hande van Ruben Pretorius. Hy wen so 2-3 meter gaan vorentoe, die bal word teruggeplaas. En dan sit Stefan Foster in die hande van Bernick Fourie. Dan gee hy so fop aangeekie daar na Morney Prinsloo. En die gee na Ketsele Gori en hy vat die buitegaping. Dit is om die doellyn en hy draf om. En hy druk die bal daar onder die pale in 'n pragtige 3 daar van Centurion. Baie ondernemende spel, goeie spel skep daar deur Bernick Fourie. Hy gee so fop aangeekie, slaan die eerste gaping en dan in die hande van Morney Pretorius. Die trek 2 verdedigings op homself. En dan gee hy die bal in die hande van Ketsele Gori wat lag daar deurdraf, die bal onder die pale gaan plaas en dis nog 5 punte aan Centurion. Farmer wat die bal dan skop tussen die pale en nog 2 punte wat bygevoeg word en die telling wat dan aanskuif, Centurion 14 en Tuine 0. Baie goeie stukkie spel daar van Centurion. Spel wat straks 'n bietjie stil staan vir 'n besering daar aan die kant van Tuine. En dan die mediese personeel wat so 'n bietjie aandag bied daar aan die speler. Wil tog blyk asof
dit hamstring besering is en die speler wat die veld gaan verlaat en vervang word daar met nommer 22 aan die kant van Tuine. En dan is dit WM Zini wat die spel gaan begin daar van die middelkolletjie af. Die keer skop hy lekker diep, hoë hangskop ingewag daardeur Stefan Foster. Dat so bietjie die bal wat agtertoe spat en dan gaan hy af met die agterlyn en dis in die hande van Fourie en dan Ketsele Gori die in die hande van Geraldo Danster daar aan die oorkant van die veld en dan word die bal straks vorentoe verloor en tog is daar 'n vlag daar aan die oorkant die lynregter wat aandui dat Ketsele Gori verskoon tog dat Geraldo Danster daar uitgetrap het en die lyn staan wat dan toegeken word aan Tuine. Bal wat daar in die middel van die lyn staan ingegooi word bemeester deur Tuine. Die gee so los aangee daar na die middenveld toe, maar dit word opgepik daar deur 'n speler van Tuine. Die bal kom uit daar in die hande van Liam Du Plessis wat so 'n paar meter vorentoe gaan en dan is dit Malan Leroux wat vinnig daar op die losbal is en die fluitjie wat blaas meneer Ferdi Nienaber wat aandui dat die Du Plessis die bal van Tuine daar die speler van Tuine die bal daar vasgehou het en Malan Leroux vinnig op die losbal en wen sodoende vir Centurion dan die strafskop. En dit is Donel Farmer wat die bal hier oor die kantlyn gaan jaag aan die hoofpaviljoen kant tot op die kwartlyn daar van Tuine, lyn staan wat gevorm gaan word. Goeie veld wat gewen is daar deur Centurion. 5 man lyn staan wat plaasvind. Robbie Harold gaan die bal voer. Agter in die lyn staan word bemeester deur Ruben Pretorius in die hande van Foster dan Fourie en dan Malan Leroux wat daar deursny. Hy word omgedop. Bal wat teruggespeel word hier in die hande van Pretorius. Die wen so 2-3 meter, dan gaan hy grond toe Foster in die hande van Foster, dan in die hande van Lincoln Hatting, die loskop stit. Hy wen so 5-6 meter. Dan plaas hy die bal terug. Die bal kom uit daar in die hande van Morney Prinsloo. Die gee so lank aan Gietjie daar in Fourie se hande en dan sit in die hande van Malan Leroux. En die draf deur agter die pale. Nog 'n 5 punte daar vir Centurion. Baie ondernemende spel hier van Centurion. Definitief hierdie week hard gewerk aan pragtige ondernemende spel en nog 5 punte wat bygevoeg word by daardie telling van 14 punte teenoor 0. Malan Leroux wat daar onder die pale druk. Baie goeie spel daar deur Morney Prinsloo wat die bal wyd aangee in die hande van Bernick Fourie. Die wat so deur 'n halfgaping kom, die bal agter die man se rug aangee in die hande van Malan Leroux wat oordraf vir die 5 punte onder die pale en dit is Donel Farmer dan wat ekstra 2 punte byvoeg en die telling wat opskuif na 21 punte teenoor 0 in die guns van Centurion. Spel wat dan gaan hervat word hier van die middelkolletjie af na daardie punte wat aangeteken is met loskakel Aya Mzini wat die spel gaan begin daar vir Hoërskool Tuine. Die bal word in die lug ingeskop, daar na die middenveld toe ingewag, daar deur die agste man sien niemand. Hy wat die bal vasmaak, die bal gaan uitkom Foster hier in die hande van Lincoln Hatting, kort aangee daar na Ruben Pretorius. En ongelukkig Pretorius wat so bietjie tas daar na die bal aanslaan en 'n vaste skram wat dan aangedui word daar deur die skeieregter meneer Nienaber met Hoërskool Tuine wat die bal kan ingooi. Net so buite kan die kwartgebied van Centurion Hoërskool hier aan die hoofpaviljoenkant van die veld. Die skramskakel daar Carlos Marie wat die bal gaan invoer daar vir Tuine.
Dan is dit die bal wat uitkom in die hande van Mzini. So 'n kort aangeetjie met Krige wat binnekant toe sny. Bal word herwin daar aan die kant van Tuine in die hande van die flank, Jo van Brink. Dan word die bal daar weggeraap van Centurion af. Dis ongelukkig onwettig. Die tackler wat daar die man moes gelos het voordat die bal gespeel kan word en 'n strafskopper aan toegeken word daar aan Tuine. En die loskakel wat gaan kyk of hy die Tuine op die aanval kan plaas. Ongelukkig tref die bal so van die kant van die skoen af. Die bal wat trek daar oor die doodlyn in die doelgebied. En die spel wat dan teruggebring gaan word hier na die kwartlyn toe. Daar waar die inskop gaan plaasvind van die 22 af en dis Farmer wat die bal gaan lig gee. Hy hang hier en dan word hy speel hier van Tuine se kant af. Die man wat vorentoe gaan, daar kan jy die nommer sien nie. Hy gaan grond toe, die bal word herwin hier aan Tuine se kant en dan is dit die skramskakel uit daar in die hande van Jo van Brink, die kaptein daar van Tuine se kant af. Hy wen so 3-4 meter, dan gaan hy grond toe, die bal kom terug in die hande van die loskakel en dan is dit die 8ste man Liam Du Plessis wat nog so 'n paar meter vorentoe beer. Die bal word teruggewen in die hande daar van die loskakel. Dan lyk dit vir my daar soos een van die stutte wat die bal vorentoe neem. Nog 'n fase word afgedwing. Hy kom hier na die kant van die hoofpaviljoen, speler 22 daar wat grond toe gaan, die bal teruggespeel. Tuine wat goeie momentum opbou hier, maar Centurion wat se verdediging baie rotsvas is op die oomblik. Geen deurkomkans daar vir Tuine nie en dan is dit die fluitjie wat blaas. Meneer Nienaber wat aandui, die speler wat die laagvat uitgevoer het, moet vinniger weggerol daar. Ons kon tog. En strafskop wat toegeken word daar in Tuine. Dis Mzini wat die bal hier na die hoofpaviljoen kantlyn se kant toe gaan skop. Hy gaan die bal dan uitjaag, so byna daar op die 22 meter van Centurion. Tuine wat so 'n stukkie aanvallende spel gelewer het die afgelope paar minute, maar die verdediging van Centurion wat rotsvas is op hierdie stadium. Goed gekompeteer daar aan die lyn staan, die bal wat bietjie losgeklap word en dan kom die bal tog hier in Tuine se kant, dit word woes weggegooi daar na die middeveld toe. Dan sit Koenraad de Tooy en Robbie Harold wat vinnig daar op die bal is. Groot druk wat toegepas word daar op Tuine. Die bal word tog vasgemaak. Gaan uit daar na die loskakel wat die spel gaan verplaas deur die bal diep te skop. En dan Geraldo Danster daar ongelukkig die bal wat uit sy hande spat. Daarvan uit die lug uit en die bal wat vorentoe val, aanslaan wat aangedui word, fluitjie word geblaas en 'n skram wat toegeken gaan word daar aan Hoërskool Tuine. Tuine wat onder geweldige druk daar baie goed gedoen het om die bal te beskerm en terug te speel en uiteindelik daarvan uit hulle 22 die bal veld af te skop. Geraldo Danster die linkervleuel daar van Centurion wat nie die bal kon bemeester uit die lug nie en vaste skrammer aan toegeken gaan word en dan is dit meneer Nienaber wat 'n kort arm vryskop gaan toeken daar. Hy dui aan die skram van Centurion wat te vroeg daar vorentoe gestoot het. Dan word 'n tikskoppie gegee daar deur die loskakel. Een van die losvoorspelers wat die eerste kontak maak, die bal word teruggespeel dan in die hande van Mzinzi. En ongelukkig die bal wat daar lospad en die lyk soos 'n Mulimi, verskoon tog daar. Mulimi, die buitesenter daar wat nie lekker die bal kon bemeester nie. En die spel wat dan teruggebring word hierso binne die halfgebied van Tuine. Skram wat gaan plaasvind en Centurion wat die bal kan ingooi.
lekker tongknoper daar gewees. Stefan Foster waar die bal dan invoer, sterk skram van Centurion, die bal gaan uitkom, daar in die hande van Mornay Prinsloo, dan so kort aangee aan Ketse Legori, hy gaan grond toe met die bal wat teruggespeel word, en dan is dit die agterlyn daar van Tuine wat onkant is, Stefan Foster wat so vinnige tikskoppie gee in die hande van Pretoria, is daar in die hande van Geraldo Danster, wat 'n goeie loopie daar langs die kantlyn af doen, die bal word teruggeplaas, in die hande daarvan sien jy niemand, hy gaan vorentoe so 2-3 meter, wat die bal dan vasmaak, dan sit uit Foster daar na Prinsloo, hy neem die bal self op, daar na die verdedigingslinie toe, en dan strafskop wat toegeken word, aan Centurion, vir die man wat die laag wat daar uitgevoer het, wat nie wegrol nie, daar op Mornay Prinsloo, en dit is Stefan Foster wat die bal stellig daar kort tikkie gaan gee in die hande van Lincoln Hatting. Hy neem die bal op en maak kontak. En dan is die bal terugkom in die hande daar van Merlin Leroux. Kort aangeekie, hy is meter kort daar van die doellyn en strafskop wat dan toegeken word aan Centurion. Tuine wat daar oor die bal was, maar hande op die grond, en strafskop wat dan toegeken word vir ontoelaatbare spel, en Stefan Foster wat die bal daar oor die kantlyn gaan jaag, so 5 meter van die doellyn af. Robbie Harold wat die bal gaan ingooi, Centurion op die aanval, die bal wat dan diep gaan, en dan is dit meneer Nienaber wat vryskop gaan toeken daar aan Tuine. Hy dui aan dat Centurion, een van die Centurion manne daar uit die lynstand geval het, dis 2 ontvangers of 2 receivers, soos wat hulle dit noem. En die vryskop wat dan toegeken word, en welkome verligting wat gebring gaan word aan vir Tuine daar deur 'n loskakel Mzini. Bal wat oor die kantlyn aan die oorkant van die veld gejaag gaan word, met 'n lyn staan en Centurion wat die bal kan ingooi, so byna daar op die 10 tree stippellyn. Hantering in hierdie wedstryd vanaand so bietjie moeiliker met die dou wat vroeg neerslaan. Goed gespring daar in die lyn staan, met Centurion wat dryfgemaal vorentoe gaan, baie goeie dryfbeweging, hulle wen baie ver veld, en dan sien jy niemand wat daar wegbreek, en strafskop wat toegeken gaan word aan Tuine. Meneer Nienaber wat aandui daar, sien jy niemand, so halwe laag vat op hom uitgevoer, ongelukkig sy balans verloor, en dubbelbeweging daar op sy hande uitvoer, wat dan die strafskop teweeg bring. Die bal word nie uitgeskop nie, daar in die hande van Donel Farmer, wat die bal dan hier so dwarskoppie binneveld toe skop, in die hande van Tuine. Hulle gaan hom met rente terugstuur daar in die hande van Stefan Foster, die gaan uitgee daar na Lincoln Hatting, ongelukkig. Meneer Nienaber wat aandui dat dit vorentoe aangee is, en 'n skram wat dan gaan plaasvind. So byna op die middellyn, halfpad tussen die middellyn en die 10 tree stippellyn van Tuine, daar aan die oorkant van die veld. Spel wat so bietjie los geraak het, bal wat gevoer word daar in die skram van Tuine, in die hande van die loskakel. Die speel die bal terug daar na die skramskakel toe, in die hande van een van die losvoorspelers, wat so 2-3 meter vorentoe gaan, vat kontak, speel die bal terug, die bal word herwin, hy gaan uitkom hier aan die kant van Tuine, daar aan die oorkant van die veld, in die kwartgebied van Centurion, nog 'n fase wat afgedwing word, dan is dit die skramskakel wat daar gee vir die center, terug in die hande van een van die losvoorspelers, die word gou vasgevat, en dan is dit Ulrich van Wyk wat vinnig daar op die losbal is, en hy wen daar vir Centurion 'n strafskop,
vir bal vasgehou op die grond deur die speler van Tuine. En welkome verligting wat gebied kan word daardeur Donel Farmer met Ulrich van Wyk wat baie vinnig op baie losbal is. Centurion wat sy verdediging rotsvas is vanaand. Op hierdie stadium nog geen telling vir die hoërskool van Tuine nie. Die bal wat dan uitgeskop gaan word daar aan die oorkant van die veld deur Donel Farmer en 'n lynstaan wat gaan plaasvind so 2 meter binnekant die 10 tree stippellyn van Tuine. Robbie Herrod wat die bal gaan invoer in die hande van Ruben Pretorius en dan Stefan Foster daar na Bernick Fourie, dan in die hande van Prinsloo. Hy soek aansluiting by Milan Leroux wat ongelukkig die bal mis daarso, dit spat agtertoe, word vasgemaak daar deur Ketsile God, die bal kom terug in die hande van Foster, en dan Lincoln Hatting, dan weer so wille aangee daarna, lyk soos Geraldo Dunster, hy nal af daar langs die kantlyn, en dan breek hy verby, en hy gaan agter die pale inkom, pragtige 3 dan, daar stukkie goeie individuele spel deur Geraldo Dunster, wat gaan 5 punte aanteken vir Centurion, bietjie los bal wat daar in die middeveld wild weggegooi word, en eventueel word hy deur Geraldo Dunster daar langs die kantlyn afgenaal. Hy klop 2 verdedigingsmanne en hy gaan dan om hom in die doelgebied en hy druk 3 vir 5 punte. Die vir 5 skop wat dan ook suksesvol is en nog 2 punte by die telling wat bygevoeg gaan word. Telling wat aanskuif na 28 punte teenoor 0 daar vir Centurion. Het lyk vir my dat die oponthou daar vir die spel bietjie te wyte was in haar bal en dan word daar diep ingeskop. Stefan Foster wat die bal ontvang, hy plaas die bal terug daar na Donel Farmer wat die bal diep en ver veld afskop. Die bal wip so 1 keer en dan word hy weet gekry daar deur die regtervleuel. Die word omgedop deur 'n paar van die verdedigingsmanne van Centurion. En dan is die bal daar oor die kantlyn en die lynregter wat sy vlag omhoog is, bal wat dan uit is daar in die oorkant van die veld. Ek is bevrees, dit lyk vir my die effens vochtigheid op die veld, wat die hantering effens bemoeilik. Reeds 'n paar aangee wat verlore gegaan het, nie so suiwer is as wat ons vroeg in die eerste helfte beleef het nie. Maar Centurion wat baie mooi regmaak daar en baie druk op hulle opponent sit, Hoërskool Tuine onder groot druk plaas. Spel wat dan voortgaan, besering daarvan Ketsile Gorrie reeds uitgesorteer. Bal wat daar na die middel van die lyn staan gegooi word. Ulrich van Wyk wat nie daar kon bemeester en dan kom die bal uit hier in Tuine se kant. Ruben Pretorius wat sy opponent hard aarde toe neerbring, dan kom die bal weer uit. Weer eens Ruben Pretorius, goeie verdediging daar deur die nommer 4 slot van Centurion. Hy tel eenvoudig sy opponent op en dra hom 10 meter terug. Die bal wat uit gaan kom daar na die loskakel. Ayam Zini, die skop die bal veld af. Dan in die hande van Donel Farmer, hy gee so 'n tikskoppie daar in die hande van die regtervleuel van Tuine, die spat die bal los in die hande van Morney Prinsloo. Dan is die vletjie wat blaas, meneer Ninaber wat aanlei, daar hanteringsfout was, die bal wat vorentoe gespat het, daar van die hande van Centurion af, en 'n vaste skram wat
gevorm gaan word met Hoërskool Tuine wat die bal kan ingooi. Plaasvervanger nommer 22 aan die kant van Centurion, Shane Greef, daar in die plek van die buitesenter Ketse Legori, waar die veld moes verlaat, net so rukkie vroeër met 'n enkelbesering, en dan is dit Tuine wat die bal gaan ingooi in die loskram, maar die skram wat nie mooi stabiel is nie, en die fluitjie wat geblaas word, en meneer Nienaber sê, manne, ons gaan die skram oorvorm, ek soek 'n stabiele skram voordat ons kan begin, en dan is dit die manne wat sak, mekaar vasvat, en die skram wat gaan voortgaan. Bal word daar ingevoer deur die skramskakel, hoë druk daar van Centurion se kant af, die bal word dan oor die lyn staan geskop, verskoning oor die agterlyn geskop, so 'n tikskoppie gegee, die verdediging van Centurion wat bykom, die bal wat teruggespeel gaan word, hier in die hande van Johan Brink, die gaan 1 of 2 meter vorentoe, en dan word haar man byna omgedop, baie mooi gedoen daar deur Centurion, om daai man in die lug te hou, en nie verby die 90 grade te draai nie, die bal word teruggespeel hier in die kant van Tuine, verdediging wat rotsvas is daar, veral rondom die loskrams, Ulrich van Wyk, prominent daar nie, manne terugduik, ook Lincoln Hatting en Robbie Harold, en dan Stefan Foster, vinnig daar op die losbal, soos 'n wafferse losspeler, wat strafskop wen daar vir Centurion, man wat die bal op die grond vashou daar van Tuine, en ek moet sê, die baljagters daar van Centurion, baie vinnig op die losballe, telkens vir Centurion tot voordeel, wonderlik om te sien, die jong manne wat so mooi geleer word, om na die bal toe te speel, die bal wat dan deur Donel Farmer hier aan die hoofkant, paviljoenkant, oor die kantlyn geskop gaan word, spel wat verplaas word tot binne die kwartgebied van Tuine met Centurion wat die bal kan ingooi. Ruben Pretorius bemeester die bal in die hande van Foster, en dan sit Malan Leroux, hy slaan 'n gaping, 2 manne wat hy klop daar, dan neem hulle hom grond toe, word vasgevat daar, en losgemaal, en dan is dit Konrad de Tooy wat daar oor die doellyn duik, baie mooi, die vaskopstit Konrad de Tooy, wat die bal oppik daar, na die breekslag van Malan Leroux, 'n loskram wat vorm, en Konrad de Tooy vinnig daar, die bal oppik, en oor die doellyn duik, vir nog 5 punte, Centurion nou, lyk vir my soos 28 en 5, 33, 33 punte teenoor 0, met die vervyskop wat kom, Farmer wat gaan aanlê, pale toe, tref die bal, suiwer, vlaam hoog, nog 2 punte by, 35 punte teenoor 0, Centurion guns. Lekker warm rugby wat gespeel word hier vanaand in die koue, soos jy kan agterkom, die koue wat so 'n bietjie die tong laat knoop vanaand, maar gelukkig die manne daar van Centurion wat daarom sorg vir warm rugby, en dan is dit die heel agter Zander Ludik wat vra vir die bal om die spel weer te kan begin. Dis aan Ludik wat die bal gaan diep inskop, die bal wat so los 2-3 keer losgewip word, en dan daar in die hande van Farmer, en dan Robbie Harold wat daar na die middenveld toe kom, hy gee so kort aangeekie, dis Morney Prinsloo wat die bal mistas daar, en dan is dit Tuine wat op die losbal val, en daar oorduik oor die doellyn, en die eerste punte aanteken vir Tuine daar, op foute wat Centurion maak, waar die bal dat van die afskop af loswip, die manne wat hulle self onder groot druk plaas, die bal wat binneveld toe gespeel word, en eindelik dan daar aangee wat verlore gaan, vorentoe spat uit die hande van Morney Prinsloo, en dan is dit Hoërskool Tuine wat daar op die losbal duik, en die bal wat geplaas word oor die doellyn, 5 punte aan Tuine,
met die 5 skop wat suksesvol plaasgevind het en die telling wat dan nou aanskuif na 35 punte vir Centurion en 7 punte vir Hoërskool Tuine. So 'n bietjie konsentrasie daar van die manne van Centurion wat verlore gegaan het. Dit het hulle duur te staan gekom, punte wat afgestaan is. En is Donel Farmer wat die bal gaan inskop, lekker diep, hoë hangskop ingewag hierso deur die 8ste man, Liam Du Plessis. Hy beer so 2-3 meter vorentoe, dan word die bal teruggeplaas in die hande van die kaptein Johan Brink. Die bal spat los na agter, en dan is dit voordeel wat gespeel word daar deur die skeieregter, meneer Ferdi Nienaber, wat aanlei dat die manne daar aan die loskram omkant was. Die manne van Centurion wat dan gestraf word met 'n strafskop wat toegeken word aan Tuine. Dit is die loskakel Aya Mzini wat die bal gaan oor die kantlyn jaag hier na die hoofpaviljoen se kant toe. Die bal wat oor die kantlyn gaan so halfpad tussen die kwartlyn en die 10 tree stippellyn. En dan is dit Skalkcoetzee wat die bal gaan invoer. Daar Ruben Pretorius wat pragtig kompeteer en die bal raak vat in die lyn staan. En dan word hy daar oor die kantlyn geboener deur die manne daar van Tuine, Ryan Marie en Elliot Hatting wat sterk op verdediging daar hul stempel wil afdruk. Centurion wat so 'n paar meter wen, lyn staan wat nou 'n paar meter aangeskuif het daar in die gebied van Tuine. Weer Skalkcoetzee wat die bal kan invoer. Bal word diep oor die lyn staan ingegooi. Dis Robbie Harold wat op die losbal is. Hy kry die bal, word grond toe gebring daarna middelveld. Bal in Stefan Foster se hande, die in 3-drukker Koenraad de Tooy se hande, die vorder goed 5-6 meter, dan weer uit daar na die oorkant. Dis Mornay Prinsloo in die hande van Shane Greef. En dan Donel Farmer wat 'n paar meter probeer wen daar, maar onseremonieus daar oor die kantlyn uitgedwing word. Die manne van Tuine egter onkant daarso en strafskop wat toegeken word aan Centurion. Einste Farmer wat die bal oor die kantlyn gaan jaag, so 10-15 meter van die doellyn van Tuine. Die lynstaan wat gaan plaasvind met Centurion op die aanval. So 'n bietjie miskommunikasie daar aan die lyn staan en dit is Johan Brink wat die bal daar gaps voor die neuse van Centurion. Bal wat uitkom hier in Tuine se agterlynkant. Dit is Mzini wat so 'n paar jakkelsdraaie maak en dan gaan hy grond toe in die middelveld. Bal wat teruggespeel word in Tuine se kant. Hy kom agter daar na een van die losvoorspelers, maar die word hard geduik daar deur Ulrich van Wyk. Spel wat agtertoe gaan. Manne van Centurion wat reg is met hulle verdediging. Tuine wat so 'n paar meter vorentoe beer in die hande daar weer eens daar van Skalkcoetzee. Hy probeer 1 of 2 meter vorentoe gaan en dan is dit die fluitjie wat blaas. Die skeieregter wat aandui die manne nie daar weggerol het van die duikslag af nie en 'n strafskop wat toegeken gaan word aan Hoërskool Tuine. Mzini wat die bal hier na die kantlyn toe jaag. Hoofpaviljoenkant gaan die spel verplaas word tot so byna op die 10 tree stippellyn van Centurion. Coetzee wat die bal gaan invoer daar aan die lyn staan. Mark Willemse wat pragtig spring, die bal kom uit hier na agter. Tuine wat daar in die middelveld probeer deurbreek en dan is dit meneer Nienaber wat die fluitjie blaas en 'n vryskop toeken daar aan Centurion. En hy sê die manne daar van
Tuine wat uit die lyn staan, te vroeg uit die lyn staan geval het. 'n Kort skoppie wat gegee word daar in die hande van Ulrich van Wyk, en dan Lincoln Hatting wat vorentoe gaan daar in die middeveld. Tweede fase bal wat afgedwing word. Stefan Foster in die hande van Bernick Fourie, die gee aan daar en sien niemand. Ongelukkig die bal wat verlore gaan, en dan is dit die halftydfluitjie wat blaas. Tweede helfte van hierdie kragmeting wat gaan plaasvind. Afskop daar van Tuine word ingewag deur Ruben Pretorius, pragtig die bal mooi gevat uit die lug uit, vasgemaak, dan in die hande van Stefan Foster daar na die oorkant, speel die klein kantjie na Dylan Schoeman, nog baie min van hom gesien vanaand, en teruggespeel daar in die hande van C. Niemand, pragtig vasgemaak, dan kom hy uit na Foster, dan Pretorius, Lincoln Hatting wat daar die bal so bietjie agter sy rug moet aanvat, ongelukkig spat die bal los, manne van Tuine is daar vinnig op die losbal, die speel hom terug daar na die klein kantjie toe, so 'n paar meter word vorentoe gewen daar deur die losvoorspelers van Tuine, en dan is dit die einste Coetzee wat daarin is, maar is Milan Leroux wat vinnig op baie bal is, en los gemaal wat daar, 'n laagvat wat daar uitgevoer word, Milan Leroux wat baie vinnig op die losbal is, en 'n strafskop wat toegeken word aan Centurion vir die man van Tuine wat die bal vashou. Ek moet sê, die jackal tegniek daar van die nommer 6 flank van Centurion uitsonderlik deur die verloop van hierdie wedstryd. Ek dink dit is al reeds die derde bal wat so suksesvol gejackal word. Kritieke stadiums vir Centurion verligting bring, strafskoppe wat toegeken word. Dan is dit Farmer wat die bal gaan oorkant kantlyn afskop om spel te verplaas in die gebied van Hoërskool Tuine met die duinstaan wat gaan plaasvind, Robbie Herod wat die bal kan ingooi. Sy ingooi daar na die agterkant van die lyn staan, sien niemand wat mooi bemeester, en dan word die losgemaal grond toe getrek. Die skeieregter wat 'n fluitjie blaas en sê dat die manne van Centurion daar die bal ingeneem het, en 'n losgemaal natuurlik wat grond toe gaan, die bal word deur die opponerende span of verdedigende span dan toegeken. Skram wat gaan plaasvind met Tuine wat die bal kan invoer. As die skram skakel Carlos Marie wat die bal gaan voer, dan word die fluitjie geblaas. Heer Nienaber nie tevrede dat die skram stabiel is nie, vra dat die manne weer die skram vorm. Lincoln Hatting hier aan die loskopkant wat baie sterk skram. Dan sit Marie wat die bal voer, bal wat vinnig daar deur die skram gaan, hier na agter na die loskakel van Tuine. Hy vorder so 'n paar meter en dan word hy grond toe gebring. Tweede fase bal wat afgedwing word in die loskram. Dan gaan hy uitkom, die bal wat so effe stadig gemaak is. Dan die manne wat so zigzag probeer hardloop hier van Tuine af. Hulle lyk vir my is moeg geduik al daar deur die manne van Centurion wat se verdediging rotsvas is. Bernick Fourie wat sy opponent daar grond toe bring. En dan meneer Nienaber wat hard op sy fluitjie blaas. Besering wat aandag geniet het. Die spel wat gaan voortgaan. Skram wat gevorm word met Tuine wat die bal kan ingooi. Natuurlik die voordeel gehad van besit voor daar die besering. Marie wat die bal voer. Centurion met 'n baie sterk skram en die bal kom tog uit daar aan die kant van Tuine. Die loskakel, Bernick Fourie wat sy opponent grond toe bring. Dan kom die bal uit daar na die oorkant in die hande van Christo Kriege. Die word grond toe gelak. Dan kom hy uit daar na die Khotso Matubela. Die word grond toe gebring. Die verdediging van Centurion wat vinnig daar is op die losbal. Konrad de Tooy vinnig om die bal daar op te raap. Maar ongelukkig die bal wat losspat
en die vlekkie wat geblaas word, meneer Nienaber wat sê, ons gaan terugkom vir 'n skram Kerels, eerste oortreding daar aan die kant van Tuine, die bal wat vorentoe gespat het, en hanteringsfout, Centurion wat beloon word met die skram. Dan so 'n bietjie gesels met die manne daar. Kerels, ons kan nie elke skram bind en weer bind nie. Ek soek stabiliteit. Meneer Nienaber wat so 'n bietjie sy gesag daar tentoonstel. Dan sit Foster wat die skram kan voer. Bal gaan hier by die agste man se voete uit en dan in die hande van Morney Prinsloo daar aan die oorkant en Bernie Fourie. En dan is dit Dylan Skuman wat 'n paar meter vorentoe vorder. Hy gaan grond toe met die bal. Bal word herwin in die hande van Foster en dan is dit lyk vir my soos Robbie Harold wat nog so 'n paar meter vorentoe vorder. In die hande van Foster en dan Bernie Fourie. Hy slaan 'n gaping. Hy's so 2 meter kort van die doellyn. Die bal word teruggeplaas in die hande van Foster en dan is dit Koenraad de Tooy. En is Koenraad de Tooy wat oorduik daar. Vir 'n oomblik het ek gedink, hulle is nog 'n meter of wat kort van die doellyn, maar dit lyk vir my tog Koenraad de Tooy se tweede 3, die vaskopste daar van Centurion, tweede 3 wat hy oor die doellyn gaan en die bal gaan druk en nog 5 punte aan die kant van Centurion. Volgehoue druk daar van die manne van Centurion en Tuine se verdediging wat begin krake wys. Tonel Farmer wat aanlê na die pale om te kyk of hy nog 2 punte kan byvoeg. Die bal word getref en die bal skuif net so links van die linker paal verby en onsuksesvol dan 5 punte wat bygevoeg word by die telling van Centurion wat nou opskuif na 40 punte teenoor 7 van Tuine. Bal wat gaan ingeskop word daar deur Ludwig. Hoog in die lug word hy gehang, maar hy word pragtig raak gevat daar deur Ulrich van Wyk. Die speel die bal terug in die hande van Stefan Foster en dan in Donel Farmer, waar die bal gaan diep veld afskop. Goeie druk wat daar geplaas word op die opponente deur Geraldo Danster. En dan is dit die skramskakel van Tuine Marie wat so 'n paar meter vorentoe vorder. Die bal word teruggespeel daar in die hande van Ryan Marie, die probeer 'n paar meter vorentoe, maar word teruggeduik daar deur Centurion. Dan kom die bal weer uit daar na die agterkant van Tuine toe, in die hande van die losskakel. Dan gaan hy daar na die oorkant van die veld, weer eens daar, Zini wat baie besig is vanaand, Marie, in die hande van Johan Brink, die word omgedop. Loskram wat gevorm word, die bal kom uit hier in Tuine se kant, die manne van Centurion vinnig daar in hulle verdedigingslinie. Tuine wat net nie kan deurkom nie. 6de fase wat nou opgesit word. Man word daar omgedop deur Ulrich van Wyk. En dan is dit Einste van Wyk wat pragtig daar teen die loskram druk. Manne van Tuine wat eintlik veld verloor op die oomblik, word teruggeduik in hulle spore. Dan sien jy wat daar vasgevat word deur Centurion manne, probeer die bal in die lug hou daar, maar gaan dan tog grond toe. En kom die bal uit hier in die kant van Tuine in die hande daar van een van die slotte. Ek is nie seker, kan nie lekker sien daar met die nommer op die rug nie. Maar Centurion wat verwoed verdedig hier vanaand, Tuine wat eenvoudig net nie kan deurkom nie.
En telke male die bal wat uitkom hier aan Tuine se kant, en fase op fase, probeer die verdedigingslinie van Centurion uitoorlê, maar Centurion wat baie vinnig daar is om te verdedig, en dan is dit Malan Leroux wat daar op die bal val, die bal terugwen daar aan Centurion se kant, dan kom hy uit in die hande van Robbie Harold, Mornay Prins nou in die hande van Shane Greef, hy vorder so 'n goeie 10-15 meter, en dan gee hy daar in die hande van Lincoln Hatting, die kan ongelukkig die bal nie bemeester nie, en die bal wat vorentoe spat, daar uit Hatting se hande uit, en een skram wat gevorm gaan word, die skeieregter meneer Nienaber wat aandui dat die hanteringsfout begaan deur Centurion daar, wat uitloop op hierdie skram, so 'n bietjie aandag wat gegee word daar, en dit lyk tog of Lincoln Hatting besering het daar in sy hand, en dit moontlik ook die oorsaak kan wees, hoekom daai bal nie goed bemeester kon word daar nie. Die temperatuur wat drasties verminder het hier aan die noorde kant van Pretoria, en redelike koue temperature wat ons ondervind. En dan 'n plaasvervanger wat op die veld gaan verskyn daar in die kant van Centurion. Lyk vir my soos Lincoln Hatting wat vervang word daar deur nommer 18 MJ van Deventer, wat kom sak op loskram MJ van Deventer. Spel wat kan voortgaan na die besering daar, en dit is Hoërskool Tuine wat die bal gaan invoer in hierdie skram. Dan 'n strafskop wat toegeken gaan word daar aan Hoërskool Tuine, meneer Nienaber. Ek kan nie mooi sien aandui wat die oortreding daar was nie, was wel daar in die vaskopkant van die skram plaasgevind. Ongelukkig nie 100% seker wat die oorsaak van daardie strafskop was nie, maar nietemin Tuine wat die bal dan oor die kantlyn jaag daar in die oorkant van die veld. Spel wat so byna op die 10 tree stippellyn is van Centurion. Tuine wat die bal gaan ingooi, dis Skalkkoetse wat die bal voer. Ruben Pretorius wat baie goed spring en kompeteer, die bal terugklap. Dan meneer Nienaber wat die fluitjie blaas en sê die manne van Centurion wat die lyn toegemaak het. Vryskop wat toegeken word daar aan die manne van Tuine. Tikskoppie wat geneem word, spel wat so 'n bietjie vinniger gemaak word daar deur Tuine. In die hande daar van die 8ste man Leon Du Plessis wat moedig vorentoe beer, maar nie eintlik veld wen nie, en dan is dit meneer Nienaber wat sy hand uitgaan daar vir voordeel. Die spel wat teruggebring gaan word daar waar die oortreding plaasgevind word, onkantspel daar van Centurion in die losgemaal. Strafskop wat toegeken word daar aan Hoërskool Tuine, en dis die losskakel Ayam Zini wat gaan probeer 'n bietjie veld wen daar vir Hoërskool Tuine. Pragtige skoppie hier na die hoofpaviljoenkant se kantlyn. Spel wat gaan verplaas word binne die 22 meter van Centurion met Hoërskool Tuine op die aanval. Centurion wat 'n bietjie onder druk geplaas word die laaste paar minute deur die spel van Tuine wat vlaag op vlaag op vlaag probeer om die verdedigingslinie te klop. Skalkkoetse wat die bal gaan invoer hier halfpad in die kwartgebied van Centurion. Daar deur maak Willemse Ryan Marie die bal bemeester, die Ryan Marie losgemaal wat gevorm word, die bal kom uit hier in Tuine se kant. En dan is dit die center Kriege wat daar na binnekant toe sny,
En dit is Hoërskool Tuine wat daar oorduik oor die doellyn. Kan nie sien wie die speler daar is nie, wil toch vir my lyk soos Liam Du Plessis, die 8ste man, wat die korte aangee daar kry vanaf Christo Kriege en oorduik daar net regs van die reg op paal, en dit is nog 5 punte by die telling van Hoërskool Tuine wat dan nou opskuif na 12 punte vir Tuine en 40 punte vir Centurion. Ons gaan kyk of die skop vir 5 kan word. Daardeur die loskakel Ayam Zini van Tuine. Bal word tussen die pale deurgejaag en nog 2 punte bygevoeg. En die telling van Tuine wat nou opskuif na 14 punte en 40 punte vir Centurion. So 'n stukkie spel van Tuine af, Centurion onder hoë druk plaas en wat uiteindelik beloon word daar met 'n 3 langs die regter reg op paal. Farmer wat die spel gaan begin daar van die middelkolletjie af, die bal hoog laat hang, word ingewag daar deur die spelers van Tuine, maar kon ongelukkig nie daai bal bemeester nie en 'n vaste skram wat aangedui gaan word om te vorm met Centurion wat die bal kan ingooi. Baie goeie inskop daar deur Donel Farmer. Goeie ligtheid wat die bal gebied word en baie druk wat deur Centurion op Tuine geplaas word daar en die fout wat dan afgedwing word en Centurion wat 'n skram toegeken gaan word sterk op die aanval in die kwartgebied van Hoërskool Tuine. Stefan Foster wat die bal voer, dan kom hy uit hier in die hande van Fourie, Prinsloo, die gee in die hande van Donel Farmer, die word omgedop, tweede fase bal wat afgedwing in die hande van Foster, Fourie, en dan is dit Shane Greef wat die bal mistas, hy word opgepik daar deur nommer, lyk soos die regtervleuel van Tuine, Divan Heil, die speel die bal terug in die hande van Jo van Brink, die Centurion manne wat daar omkant is, die bal wat teruggespeel gaan word hier in Tuine se kant, die spel wat voortgaan, voordeel wat toegelaat word deur meneer Nienaber, en dan is dit Donel Farmer wat die bal bemeester daar in die kwartgebied, die bal oor die kantlyn jaag, en dan is dit Tuine wat die bal vinnig gaan ingooi hier van die middellyn af, speel daar na die binneveld toe, maar die word vastgevat in die middenveld daar deur Kenneth Austin, en dan meneer Nienaber wat sê die man wat die laagvat uitgevoer het moet los, strafskop aan Tuine, die speel die spel baie vinnig, gee so 'n tikskoppie daar na die hoekse kant toe, die bal wat oor die doellyn gaan, Donel Farmer wat die bal daar dan dooddruk, en spel wat weer gehervat gaan word vanaf die 22 meter van Centurion. Hoërskool Tuine wat die spel so 'n bietjie vinniger maak, om te kyk of hulle die verdedigingslinie van Centurion onkant kan vang. Dit wil tog vir my lyk asof daar 'n bietjie vrugte afgewerk word met die taktiek. Spel wat ogenare, en dan word die man daar uit die lug uitgespeel. Het lyk soos Dylan Skuman, die vletjie word hard geblaas. Baie goeie inskop daar deur Donel Farmer, hoë druk wat geplaas word op Tuine daar deur die regtervleuel Dylan Skuman. Hy gaan op vir die op in die lug vir die bal en sy voete word daar onder hom uitgeneem. En dan is dit die skeieregter en die hulplynregter daar wat so 'n woordjie met mekaar wissel, en dan is dit meneer Nienaber wat gaan gesels daar met die kaptein van Tuine, Jo van Brink, en die linkervleuel Caden Foster. Meneer Nienaber wat so 'n bietjie die Leviete voorlees daar, en dan 'n strafskop wat toegeken gaan word aan Centurion vir die man wat daar in die lug gespeel word.
Die verduideliking wat oorgedra word daar aan die kaptein van Centurion, Milan Leroux, en spel wat gaan voortgaan daar op die halflyn met Donel Farmer wat gaan kyk of hy die bal Centurion op die aanval kan plaas. Hy tref die bal skil so 'n bietjie van sy voet af, en dan ongelukkig vir Centurion die bal wat daar oor die doodlyn geskop word, en die spel wat terug geneem sal word vanaf die punt waar hy geskop het met 'n skram, daar op die middellyn. Centurion wat 'n guldige geleentheid om op die aanval te kom, tot niet laat gaan daar diep in die tweede helfte. Skram wat dan gevorm word daar aan die oorkant van die veld, so 5 meter van die kantlyn af op die middellyn, met Oorskooltuine wat die bal kan invoer daar, Carlos Marie. Dan Centurion wat gestraf gaan word, meneer Nienaber wat sê die skram wat daar laat val word van Centurion se kant af, lyk vir my soos M.J. van Deventer wat daar grond toe gegaan het, strafskop aan Oorskooltuine. En dan sit Mzini wat die bal oor die kantlyn jaag, aan die oorkant van die veld, so 6-7 meter buitekant die kwartgebied van Centurion. Lyn staan wat gaan plaasvind, en dit is Skalkotse van Tuine wat die bal kan invoer in die lyn staan. Spel wat die afgelope paar minute 'n bietjie los geraak het. Baie ondernemende spel vroeg in hierdie wedstryd deur Centurion gewees. So 'n bietjie konsentrasie wat tot niet gaan. En dan die bal wat hoog in die middel van die lyn staan gegooi word. Oorskooltuine wat die bal terugklap. Centurion wat vinnig daar deurkom en druk plaas op Tuine. Verdediging van Centurion baie goed tot dusver vanaand. Die manne van Tuine wat telke male teruggeduik word. Bal wat gaan uitkom hier in die agterkant van Tuine, en dan in die hande van die nommer 5 slot, Elliot Hatting. Hy gaan so 'n paar meter vorentoe, speel die bal terug, en dan kom die bal terug hier in die hande van Divan Heil. Hy word omgedop en teruggeduik daar deur Milan Leroux en Morney Prinsloo, en dan kom die bal weer uit hier in Tuine se kant. So ver die spel wat nêrens vorentoe gaan vir Tuine nie, inteendeel hulle word teruggeduik, meedoenloos en sonder genade, vlaag op vlaag. En dis weer Skalkotse wat vorentoe kom, hy word grond toe gebring, en dan word daar so skoppie oor die agterlyn gegee daar deur Tuine. Die bal word opgeraap daar deur C en niemand in die hande van Prinsloo, en dan gee hy uit hier aan Geraldo Danster wat langs die kantlyn haal, hy klop 1, 2, 3 verdedigers, en dan gaan hy omdraf en die bal agter die pale druk, en dis nog 5 punte vir Centurion. Pragtige 3 daar deur Geraldo Danster, die man wat ook voorheen 2-3 gedruk het vroeg in hierdie wedstryd, en dan lyk dit vir my die koue weer wat sy tol eis, en Geraldo daar agter die pale wat lyk vir my soos ly onder erge krampe, maar nog 5 punte wat bygevoeg word by Centurion se telling, met Donel Farmer wat gaan aanlê na die paal om te kyk of hy 5 punte kan vervyf, en hy jaag die bal tussen die pale deur, nog 2 punte wat bykom, 47 punte vir Centurion, en 14 punte vir Hoërskooltuine. Centurion wat baie goed verdedig vanaand, telke male die verdediging omskakel en aanval, en
Hoërskooltuine eenvoudig net nie 'n antwoord vir die verdediging van Centurion nie. Een ding is verseker, ek weet van 'n paar manne wat gaan seer lywe hê môre na hierdie wedstryd van vanaand. 'n Paar groot duikslae wat uitgevoer word aan beide kante. Centurion wat die oorhand het op hierdie stadium van die wedstryd in terme van verdediging. Maar spel wat dan gaan voortgaan, bal wat ingeskop gaan word daar van die middellyn af, en dit is Zander Ludik wat die spel gaan begin. Bal word lekker hoë hangskop, daar net mooi 10 meter trek, wip daar van die bors van Ruben Pretorius af in die hande van Tuine, en dan is die fluitjie wat blaas met die skeieregter wat skram aanbeveel. Vir daardie hanteringsfout wat die bal wat van Ruben Pretorius se bors af vorentoe wip. Geen voordeel aan Hoërskooltuine nie, en vaste skram wat gevorm gaan word. Nog plaasvervangers wat op die veld kom daar aan die kant van Centurion. M.J. van Deventer wat vervang is, daar met Regard Kok hier op loskop. Dan meneer Nienaber wat weer hard op sy fluitjie blaas, aandui Centurion te vroeg vorentoe skram, en dan is dit Tuine wat die bal vinnig skop, hardloop af met die agterlyn daar na die oorkant van die veld, word die bal vasgemaak, kom uit in die hande van besige flank Johan Brink wat die bal vorentoe neem, Marie uit, die bal daar aan die agste man Liam Du Plessis hande. Dan kom die bal weer uit hier na Khotso Matobela. Meneer Nienaber wat aandui, daar is voordeel vir Tuine vir 'n hoogvat, uitgevoer deur Centurion, maar die spel gaan voort. Tuine wat nog steeds vlaag op vlaag vorentoe gaan. Centurion se verdediging wat baie goed hou op hierdie stadium, en dan die fluitjie wat tog blaas, meneer Nienaber wat sê daar is geen voordeel nie, en die spel neem daar na die oorkant van die veld vir 'n hoogvat. Spel wat weer begin is daar deur Ayam Zini, die bal wat nie na die hoofpaviljoen kantlyn toe geskop word, word nie uitgeskop nie, en dit is die linkervleuel. Ek sien daar plaasvervanger Marius Kleinhans, die plaasvervanger linkervleuel, wat in die plek van Geraldo Danster opgekom het, wat die bal ongelukkig nie daar uit die lug uit bemeester nie, die bal wat vorentoe spat in 'n vaste skram wat gevorm word, 3 meter van die doellyn van Centurion aan die hoofpaviljoenkant. Dis Maria wat die bal ingooi, dan sit Mzini wat vorentoe beer, maar Malan Leroux wat baie vinnig op daai losbal is, en strafskop wat toegeken word aan Centurion, Mzini wat aan die bal vasklou, Malan Leroux weer eens, vanaand telke male vir Centurion uit die knyp uit gekry het met sy vinnige spel daar op die losbal. Wonderlik om te sien dat daar nog waarde is in 'n goeie baljagter. Donel Farmer wat die bal gaan oor die kantlyn jaag hier aan die hoofpaviljoenkant. Centurion so bietjie druk verligting na daardie fout naby aan hulle doellyn, en dit is Robbie Harold. Dis Ruben Pretorius wat die bal mooi bemeester. Bal wat uitgeslinger word daar na Morney Prinsloo. Die gaan vorentoe, die bal gaan grond toe. En dan is dit die fluitjie wat hard blaas, meneer Nienaber, wat tog aandui dat Morney Pretorius daar aan die bal 'n bietjie lank vasgeklou het en 'n strafskop aan Hoërskooltuine. Mzini wat hierdie keer seker maak, die bal word oor die kantlyn geplaas, hier aan die hoofpaviljoenkant,
so om en by 7-8 meter van die doellyn van Centurion, gaan die lynstaan plaasvind met Hoërskool Tuine wat die bal kan ingooi. Ryan Marie wat daar hoog rang vir die bal, loskram wat gevorm word, losgemal, die losgemal wat vorentoe gaan, maar Centurion wat sy verdediging baie goed is, oordeel wat daar gespeel word deur die skeieregter, meneer Nienaber, vir die losgemal wat daar van die kant af betree is, Ulrich van Wyk wat daar van die kant af ingekom het, en dan Zini wat vinnig 'n tik skoppie gee en vorentoe gaan, maar word hard omgedop, daar deur die verdediging van Centurion. En dan is dit Ruben Pretorius wat die man terugdra daar. Bal kom uit weer eens Matombela wat vorentoe beer, maar hy word grond toe gebring. Dan gaan die bal uit daar na die oorkant van die veld toe in die hande van Ryan Marie. Die probeer 2-3 meter wen daar. Die bal word teruggespeel en dan die manne wat oorduik daar en jou Vrintie waar weer Malan Leroux op die losbal, strafskop aan Centurion vir die bal wat op die grond vasgehou word. Wat 'n ongelooflike stukkie spel daar. Malan Leroux weer eens vir Centurion daar op die grond van groot waarde en Donel Farmer wat reuse verligting wen en Centurion wat spel verplaas tot op die halflyn aan die oorkant van die veld, lynstaan wat gevorm word met Robbie Harold wat die bal kan ingooi. Ongelooflike stukkie spel op die grond. Malan Leroux wat ongelooflik vinnig daar op die losbal is en telke male strafskop vir Centurion wen. En dan is dit Ulrich van Wyk wat hoogrank, Stefan Foster wat so bietjie tas daar na die bal, maar tog Stefan Robbie Harold wat die bal wegkry, daar aangee daar na Shane Greef toe, die tas so na die bal, en ongelukkig, die bal wat vorentoe verloor word, die fluitjie wat blaas, 'n skram wat gevorm gaan word. Hier diep in die tweede helfte van hierdie wedstryd, hanteringsfoute, die grootste vyand op hierdie stadium van beide spanne, telke male die bal wat vorentoe spat. Maria wat die skram voer daar vir Tuine, dan in die hande van Mzeni. Dan is dit die center Christo Kriege wat daar insny. Hy gehoord grond toe gebring is weer Maria uit met die bal daar na Johan Brink. Die vorder so 2-3 meter en dan word hy omgedop. Tog is dit voordeel daar deur die skeieregter meneer Nienaber verhoogvat gespeel daar op deur Centurion. Die bal kom uit hier aan Tuine se kant. Voordeel wat nog steeds toegelaat word en dan gaan die bal hier met die kantlyn af in die hande van Liam Du Plessis, daar na die regtervleuel die van Heil. Die vorder so 2-3 meter. Dan is dit weer Maria met die bal uit. Daarna Mzeni in die hande van Elliot Hatting, die vorder 2-3 meter vorentoe. Maria weer met die bal, en dan is dit Mzeni wat die bal agtertoe laat val, die fluitjie wat blaas, en meneer Nienaber wat aandui daar 2 oortredings was, strafskop wat toegeken gaan word vir 'n hoogvat, daar op 'n Tuineman, en dan word die bal weer eens hier oor die kantlyn na die hoofpaviljoen geskop. Dit lyk vir my so 5-6 meter van die doellyn van Centurion waar die lynstaan gaan plaasvind. Skalkkoetse wat die bal weer gaan ingooi vir die manne van Tuine. Losgemaal wat gevorm word daar, en dan is dit die skeieregter wat die fluitjie blaas en aandui
dat die bal nie reguit ingegooi word nie, skeef ingegooi daar aan die lyn staan en 'n skram wat toegeken gaan word aan Centurion. So 'n bietjie verligting vir die manne daar van Centurion onder hoë druk op hierdie stadium. Stefan Foster wat die skram kan voer. Lyk vir my soos 'n paar plaasvervangers daar aan die kant van Centurion, Zandro, De Pre, wat daar op nommer 4 slot sak. Ruben Pretorius, wat geskuif het daar na die kant van die skram op nommer 7. Robbie Harold, wat saam met hom op die flank is, met die nommer 7 op sy trui, en dit lyk vir my soos Milan Leroux, wat op 8ste man tans diens doen. Stefan Foster wat die bal dan daar ingooi, en voordeel wat gespeel word, daar deur die skeieregter, die bal kom uit in die hande van Morney Prinsloo, die gee so lang aangee daar na Bernick Fourie, die kan die bal nie mooi bemeester nie. Dylan Schoeman wat die bal in die hande kry, hy gee 'n lang skop middeveld af, die bal wat los wip daar, en die manne van Centurion wat nou druk plaas daar op Tuine se agterste driehoek, die bal wat teruggespeel word deur Tuine, hy gaan uit hier na Mzini toe, die skop die bal veld op, ingewag daar deur Donel Farmer, hy neem die bal vorentoe, hy gee so 1-2 jakkels draaikies, dan word hy grond toe gebring, die bal word teruggespeel, losgemaal wat gevorm word, Stefan Foster gee die bal uit daar na Bernick Fourie in die hande van Ruben Pretorius, die word grond toe gebring, losgemaal wat gevorm word, Stefan Foster die bal daar uit in die hande van Kenneth Austin, die vorder 2-3 meter vorentoe, dan word die bal teruggespeel, weer eens Foster Prinsloo in die hande van Robbie Harold, daar na Bernick Fourie toe, en dan word die bal hier wyd gespeel na Marius Kleinhans, maar ongelukkig gaan die bal verlore, weer eens 'n hanteringsfout wat plaasvind hierdie aan die kant van Centurion, en 'n guldige geleentheid vir die aantekening van punte wat verlore gaan. Telke male vanaand wat Centurion op die aanval is, verdediging omskakel in aanval, en net nie die laaste aangee wat tot hand gaan nie, wat veroorsaak dat die punte dan tans soos het staan 47 punte teenoor 14 in die guns van Centurion, maar die manne van beide van Centurion en van Hoërskool Tuine wat telke male met die bal goed positief vorder, en dan hanteringsfout wat begaan word en die momentum wat verskuif na die verdedigende span. Skram wat gaan plaasvind, die bal wat ingegooi gaan word daar deur Carlos Marie van Tuine. Wedstryd wat so byna verstreke is. Hierdie sal straks die laaste skram van die wedstryd wees. Centurion wat sterk skram, die bal gaan uitkom daar in die hande van die Tuineman. Hy skop oor hier in die hande van Marius Kleinhans, die neem die bal daar na die middeveld toe. Hy wen so 'n paar meter veld, word grond toe gebring. Dan word die bal uitgehaal, Milan Leroux daar in die hande van Bernick Fourie, hy gee so 'n steekskoppie vorentoe, dan is dit Ruben Pretorius wat baie groot druk daar op die linkervleuel Caden Foster plaas, die speel die bal terug, dan is dit Matombela wat probeer vorentoe gaan, die bal terugplaas, en dan sit Mzini wat die bal hier in die middeveld afskop, die bal gaan ingewag word, hy hop op, dan is dit Donel Farmer wat die bal daar uit die lug uitneem, en dan is dit die skeieregter wat aandui die manne van Tuine was omkant, 'n vinnige skopie daar deur Donel Farmer, hy speel binneveld toe daar na Robbie Harold toe, die gaan grond toe, speel die bal terug in die hande van Stefan Foster, hy gee uit daar in die hande van
Bernie Fourie in die hande van Morney Prinsloo, die bal spat so effe los, en dan is dit Dylan Schoeman wat die bal oppik. Hy gaan grond toe, gee die bal vir Ruben Pretorius, die probeer 2-3 meter vorentoe, maar hy word omgedop. Bal word teruggespeel hier na die kant van Stefan Foster. Hy gaan uitgee in die hande van Regard Kok, wat die bal vorentoe laat val. Dit is die manne van Tuine wat die losbal oppik, spel wat voortgaan, voordeel wat gespeel word vir die hanteringsfout. Dan kom die bal uit in die kant van Tuine, hy gaan haar na die oorkant van die veld, word hy gespeel, en dan is die linkervleuel Caden Foster wat die bal aanslaan, en meneer Ferdy Nienaber wat die eindfluitjie van hierdie wedstryd blaas. Centurion wat vanaand C4 oor Hoërskool Tuine met 47 punte teenoor 14. Ons sê vir u baie dankie vir hierdie wedstryd wat u by ons ingeskakel het. Tot volgende keer.